Daar is vrouens wat hier sit vir oggend. Ek wil hê met julle oop toe maak. Bly aan binne. Maar daar is vrouens wat hier sit vir oggend. En julle is besig om in stilte, wat niemand van weet nie. Is julle besig om 'n battle te fight. Julle is besig met 'n worsteling hier in die binnekant as 'n ma, as 'n vrou. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here is met jou. Die Here is met jou. Die Here sien dit raak. Die Here sien jou raak vanoggend. Die Here hoor jou geroep vanoggend. En hy sal jou antwoord. Hou aan roep. Moenie ophou nie. Hou aan vertrou. En sy goedheid en sy guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Here, ons is vanoggend hier, Here. En my gebed is dat jy elke vrou sal aanraak vanoggend. Elke gebrokenheid, Here, elke stik en elke seer, elke vraag, elke bekommernis, Here. En ons weet, Heilige Gees, U is die een wat verkoop. Here, waar jy julle toevou in die boesem, en sê, jy is my dogter, ek is jou lief. Ek is met jou. Here, die woord wat aan uitgaan vanoggend, Here, is U onfeilbare woord. En elke hart, laat dit sal oop wees. En waar die saad sal gesaai word, en sal vrug dra tot op verheerliking van die Heilige Naam. Word verheerlik. Amen. Amen. Voordat ons begin, daar's 'n vrou in ons gemeente wat gevoel het, die Here lê op haar hart om Bybels te koop, en vir die wat nie 'n Bybel het nie, die wat regtig waar 'n nood het van 'n Bybel, asseblief, kom kry vir jou 'n Bybel. Dit is hier. OK. So vrouens en vir mans, kom kry vir jou 'n Bybel as jy regtig waar een nodig het. OK. Soos ek gesê het, vanoggend is 'n baie spesiale oggend. En ek wil so 'n bietjie met julle gesels. Daar's soveel om oor te gesels. Elke oggend as ons in die kantoor is en dan almal kom by mekaar en sê ek vir almal in die kantoor, daar's soveel om te sê van vrouens. Daar's soveel voorbeelde in die Bybel van vrouens. Oor wie praat 'n mens? Wat 'n voorbeeld gebruik jy? Want daar's honderde in die Bybel. 'n Moeder se liefde stel vir ons die standaard. Onthou nou, as ons praat, Jesus is het ons eerste lief gehad. Praat nou vanoggend met vrouens, met huishoudings. Moeder se liefde stel vir ons die standaard. 'n Moeder hier op aarde, daar's geen groter liefde as 'n moeder hier op aarde wat haar kinders liefhet en haar gesin liefhet. En ons besef dit eers wanneer ons self begin kinders kry. Dan kom ons agter hoe groot 'n ma se liefde is. Dit is soos 'n pak hyenas as jy iets verkeerd sê van 'n kind, van haar kind. Sy sal jou attack van alle kante af. Sy sal nie vergeet om wie jy is nie, sy is jou verskeer. Ma se liefde is anderste. Mense sê gewoonlik, hulle sê, jy het 'n gesig, net jou ma kan lief hê. Ons hoor mos al die goed van 'n ouer, net jou ma kan daai gesig lief hê. Hoekom? Want die fokus is op die ma se liefde. En op ma se liefde. En kinders voel baie spesiaal. Kinders voel veilig. Kinders voel ervaar ding wanneer 'n ma liefde wys aan haar kind. Churchill sê, there is no way to be a perfect mother, but a million ways to be a good mother. Abraham Lincoln sê, all that I am or ever hope to be, I owe to my mother.
Victor Hugo says, a mother's arms are wide with tenderness, and a child sleeps sound in them. D.F. Foster said, perhaps the reason we respond so universal to our mother's love is because it typifies the love of our Savior. Blaaf my na Johannes, die boek van Johannes, hoofstuk 16. Gaan ons na vers 21 toe. Hoor gou wat sê hulle hier. Een vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat daar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie. Om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Baie van ons sit hier en wat luister, sê maar ek is nog nie 'n ma nie. Ek het nog nie kinders nie. Moenie dit weggooi nie. Kom ek sê vir jou, jy is 'n moeder sonder dat jy dit weet, want daar is soveel mense wat opkyk na jou. Daar is soveel jong vrouens wat by 'n maatskappy is, wat werk vir 'n maatskappy, wat voel dat jy is 'n rolmodel vir haar. Wat altyd na jou toe kom vra, wat jou vra, wat dink jy? En sonder dat jy dit besef, speel jy 'n rolmodel vir haar, 'n ma-model vir haar in haar lewe, en sy sê dit nie eens weer nie. En as baie kere eers na die tyd, dan kom ons agter dat ek's besig om 'n ma-model vir haar te wees. So moenie dink dat jy het nie kinders op die oomblik, dat jy is nie 'n ma nie. In ons lewens sien ons dat ons kyk na ons ouers, na ons ma, op 'n baie verskillende maniere. Okay? Is jy reg vir dit? Okay, die eerste manier wat ons kyk na ons ma op 'n ouderdom van 4, my ma weet alles. Alles. Gaan praat met my ma. Dan raak ons ouer. Kom ons by ouderdom van 12. Dan sê ons, my ma weet nie meer alles nie. Vra my pa. Vra my pa. Dan kom ons op ouderdom van 14. Dan sê ons, my ma weet niks. Kom ons maas. Ons was al deur, né? Op ouderdom van 18. Dan sal ons sê, ag my ma so oudtyds, sy trek pensioen. Maar dit is niks van tegnologie af, die sê oudtyds. Dan kom ons op ouderdom van 25. Dan sê ons, my ma weet dalk paar dinge. My naam? Ons smile, hè? Dan kom ons op ouderdom van 35. En wat ons dan doen is, voordat ek iets doen, of voordat ek iets wil maak, laat ek eers my ma se opinie kry. Wat dink my ma daarvan? Kom ons op 'n ouderdom van 45. Wonder wat my ma sou gesê het hiervan. Kom ons op 'n ouderdom van 55, 60. Dan sê ons, as ek nog net een keer. As ek nog net een keer met haar kan praat. Net een keer. Kinders, mans, ons waardeer nie ons vrouens soos wat ons moet nie. Sê julle nou, including myself. Ons kyk baie af op ons vrouens. Ons is onregverdig teenoor die vrou, sê ons helper. En ek raas eers met myself volg. En baie van ons sit hier vanoggend en ons voel presies dieselfde. Wanneer ons kinders kry, dan besef ons, soos ek gesê het, eintlik wat my ma gevoel het toe sy ons gedra het.
Dan begin ons agterkom. Daar word gesê dat as God 'n groot werk wil doen, gebruik hy 'n man. Maar as God 'n baie, ek staan die klem weer op, baie groot werk wil doen in die Bybel, gebruik hy eers 'n vrou. Dan kom die man na die tyd. En ek weet almal gaan nou sê, "Hoe, jy's onheilig, moenie sulke goed sê nie." Ek gaan vir jou wys in die Bybel. God gebruik altyd die man. Dis die priester. En ons het baie hard gepraat oor 'n paar sonde net oor mans. Maar as God 'n baie groot werk wil doen, gebruik hy eers die vrou en dan gaan dit oor na die man toe. Vrouens, julle word gesien. God het 'n plan met elkeen van julle. Elkeen. En jy sit dalk hier vanoggend en jy het hierdie en jy wonder, okay, maar waar is my plan? Is dit wat ek is? Is dit wat ek het? Is dit? Kyk wat het ek bereik in my lewe. Kyk waar is ek in my lewe. Kyk wat's weggevat van my af. Kyk wat het ek verloor. Is dit? Ons sien in die Bybel baie duidelik vir die Here om 'n baie groot werk te doen. Gebruik hy die vrou, soos byvoorbeeld ons kyk na Moses, en Moses wat die verlosser was om Israel uit Egipte uit te lei, in die woestyn deur te vat. Hierdie magtige man, kom die Here en hy gebruik eers 'n vrou, sy ma, Jokabed. En hy berei haar voor, sy raak swanger, sy gee geboorte, sy steek haar kind weg. En ons almal ken die hele verhaal van die koning se dogter kry toe die babatjie, maar so kry hulle weer haar om na die kind om te kyk, om na die kind groot te maak. 'n Ma, die rol van 'n ma. Moses sou nie daar gewees het as dit nie vir haar ma was nie. Jy weet vir sy ma was. En die rol wat sy gespeel het, in die tydperk wat sy die kind groot gemaak het, voordat sy hom weer teruggevat het na die dogter van die koning, Farao. Jy weet, Moses het geweet, hy was 'n Israeliet. Hoekom? Vir die ma. Die ma wat hom groot gemaak het. Ons kyk die storie, dit begin by van Dawid, dit begin by Naomi en haar dogter Rut. Die volk van Perse begin by Esther. Johannes die Doper begin by Elisabeth. Ons redder, ons verlosser, Jesus Christus, by 'n maagd, Maria. Die rol van 'n ma. Daar's soveel om oor te praat, soveel vrouens. Ek meen, ons kyk na Sara, die ma van Isak. Hier is 'n baie moeilike naam om te pronounce. Amalatia, Abraham se ma. Rebekka. Nisbet, Dawid se ma. Rachel, Deborah, Martha. Maria Magdalene. Ons kyk die verhaal in 1 Konings waar daar 2 vrouens wat prostituie was, wat by die koning gekom het by Salomo en vir Salomo gevra het, hoor nie sommer, ons albei in dieselfde kamer, 3 dae na mekaar, uit, het ons swanger geboorte gegee. Die een het op die ander ene se kind geslaap en is dood, maar daai is my kind. Ons almal ken die verhaal. En die wysheid kom na Salomo gebid het vir wysheid. In dieselfde hoofstuk gebeur hierdie hele storie. En hy sê, okay, maar bring die kind, bring my swaar. Die een wie se kind dit was, die ma, staan op en sê, nee, asseblief moenie gee haar liewers nie. Die hart van 'n ma, die liefde van 'n ma, sal niks doen om skade te bring aan 'n kind. Sal liewer sy die kind
wil opoffer. En sê ek, maar vat jy af, moet hom net nie doodmaak. En so kom ons by die gedeelte wat ons wil oor praat vanoggend. En soos ek sê, daar is soveel vrouens om oor te praat. En dis hoekom ek sal daarvan wil hou om 'n paar sonde oor dit te kan gesels. Maar net om die fondasie te lê. Net om te kan begin, gaan ons praat oor die boek van 1 Samuel. Die boek van Samuel. Nou die boek van Samuel, as jy regtig waar die boek bestudeer, sien jy, dit gaan eintlik oor 3 mans. Gaan oor Samuel, gaan oor Saul, en dit gaan ook oor Dawid. So voordat God hierdie groot ding doen in die Bybel, begin hy eers met 'n baie groot ding by die vrou. En 'n hele hoofstuk en 'n half gaan net oor die vrou, voordat hy begin by Samuel. En dis sy ma Hanna. En dis waar ons gaan begin. By Samuel hoofstuk 1. Ons sien 'n paar punte in hierdie hele gedeelte. En die eerste van die punte wat ek wil opbring is 'n vrou met groot probleme. Hanna was 'n vrou wat ernstige probleme gehad het, groot probleme gehad het in haar tyd. En een van die groot probleme wat sy gehad het, is sy kon nie swanger word nie. Sy kon nie kinders kry nie. En jaar in en jaar uit het sy gewag om swanger te kan word. Nou in hulle kultuur, as jy vir 'n sekere tydperk nie kon swanger geword het nie, dan het die man gegaan en hy het nog 'n vrou gevat. Wat noem jy daai woord? As jy meer as een vrou het? Bigamie. Wat sê jy? Bigamie. Okay. Okay. Bigamie. Okay. Nou, luister, dit is nie wat hier nou gebeur het, en dit is nou goed, en almal kan nou meer as een vrou kry. Asseblief, mans, sê verskoning nie. Maar, in hulle tradisie was gewees, dat hulle 'n ander vrou gekry en dan het sy swanger geword, en so erg was hulle gewees, dat hulle geslag moes voortleef. En hier is Hanna, wat nie kan swanger word, en ons gaan begin hier by vers 2. Lees saam met my. 1 Samuel, hoofstuk 1 van vers 2. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad, om te aanbid aan die Here van die leerskare, te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Phinehas, die priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer, en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters deel van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbel deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het Hanna se moederskoot toegesluit. En hier is hierdie vrou met 'n baie ernstige probleem. Sy kan nie swanger word nie. Ons sien in die Bybel dat daar's 'n paar vrouens wat dieselfde probleem het. Ons vat byvoorbeeld vir Jakob se ma, Lea, wat nie swanger kon word nie. En toe sy swanger word, haar woorde was gewees, die Here het my ellende aangesien. Ons kyk vir Rachel in die boek van Genesis hoofstuk 30, waar sy gesê, gee my 'n kind of ek sterf. En haar probleem was gewees, sy het nie kinders gekry nie, maar sy het nie net daai probleem gehad nie. Sy het nog 'n probleem gehad. Sy sit met 'n man met nog 'n vrou wat kinders het. En daar's allerlei gevoelens wat hardloop in deur 'n mens spoel. En wat nou nogals vir my baie interessant is, toe ek begin om hierdie gedeelte te bestudeer en ek kyk hierna,
is dit by die kerk, by die tempel, waar die ander vrou begin mok het, begin sleg sê het, begin terg het. En dit is my hartseer dat dit by 'n kerk gebeur. Het jy die ene gesien? As ek so aangetrek het met daai rokkie en met daai skirtjie en ek wik so nie. En ons vrouens praat met vrouens onder mekaar, van mekaar. En vrouens voel nie veilig om mee te kom nie. En die vrouens het seer en in hulle seer bly hulle stil en hulle deel nie hulle seer met hulle mans nie. Hulle sukkel hier by hulle self in die binneste. Sukkel hulle met die seer. En ons sien baie duidelik in vers 6. Kom ons gaan na vers 6 toe. En haar mededingster het daar ook bitterlik, hoor die woorde wat hulle sê hierso, bitterlik geterg en haar te vertoring, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as hy opgegaan het in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween en nie wou eet nie. Dis so erg dit was. Sy word geterg met die tweede vrou wat kinders het en sy breek. En sy begin ween. Sy wil nie eet nie. So die vleis wat geoffer is, wat gebring is vir hulle om aan feesmaal te hê, sy wil dit nie eet nie. En ons weet dat net hoofpriesters het van die offervleis geëet. So dit maak Elkana, die man, van die geslag van die Lewiete af, as jy weet as jy dit gaan bestudeer. Dus hoekom die seun Samuel, toe sy wel swanger word, in die tempel kon dien as 'n priester, en as 'n profeet. Want dit kom van die Lewiete af, as jy kyk na die geskiedenis. En so was sy gespot, jaar in en jaar uit. Dink aan jouself, jy moet kerk te kom en jy moet kom en aanbid en jy kom met hierdie swaar gemoed, ja, vandag is weer die dag wat hulle my gaan spot. Vandag is die dag wat ek aan die tafel moet sit met 'n ander vrou met al haar kinders en ek het niks. Vandag moet ek sien hoe klomp kindertjies rondhardloop en vandag het ek niks. Vandag moet ek sien hoe hulle 'n moedersdag gaan hou, maar ek is 'n enkel ouer. En al die goed gaan deur 'n mens. En dit voel of 'n tonnig oë op jou is. Want jy is so selfbewus van wat jy deurgaan, en jy hou dit vir jouself. Vroue, wil julle moet elkeen van my luister. Julle validasie lê nie wat jy het. Die Here het jou gevorm. Hy het jou gemaak. Hy het jou lief. En hy het gesterf vir jou. Christus. Die validasie lê nie in wat jy besit nie. En hoe groot die familie is. God het jou geroep. Maar sy het net 'n probleem gehad, hierdie vrou nie. Hierdie vrou se prioriteite was in lyn gewees. En ons moet weet dat haar verhouding met God was in die kol. Haar verhouding met haar man was in die kol. En toe die seun gebore is, die verhouding met haar seun was in die kol. Sy was 'n vrou gewees met prioriteite. Hanna. Ons sien dit op vers 9. Kom ons lees van vers 9 af. En toe staan Hanna op, nadat hulle geëet, en nadat hulle gedrink het, in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef, het sy tot die Here gebid.
en bitterlik geween. Hoor die woorde wat sy gebruik hier. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare. Hoor die woorde wat sy gebruik hier. Sy het nie net gesê die Here nie. Sy het gesê die Here van die leerskare. U is die God van al die weermagte. U is die God van al die nasies. U is soewerein. Soos hy sê, so sal dit wees. Sy het dit geweet, want sy het 'n verhouding met God. Die ander een nie. Die ander vrou nie. Penina glad nie. Penina sit aan die tafel en eet die offermaal. En ek wil nie eens nou so toe gaan nie, want dan gaan ons baie lank wees. En sy kom met bespotting. En terg. En toe sy lank gebid het. Hoor wat sy sê. Toe sy lank gebid het. Voor die aangesig van die Here. En Eli op haar mond ag gegee. Want Hana het in haar hart gespreek. Net haar lippe het geroer, maar die stem kon nie gehoor word nie. En Eli het gedink dat sy was dronk. Dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hana antwoord en sê, nee my Heer. Ek is 'n vrou wat beswaard is in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog u dienskneg vir 'n deugniet nie. Deugniet, as jy die woord deugniet vat, in Engels beteken dit ain't no good. Good for nothing. Gemors. Beteken niks. Moenie die dienaar hou as 'n deugniet nie. Want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. Is dit nie wat 'n ma doen vir haar kinders nie? Here, ek bid vir my kinders. Here, ek tree in. Here, ek weet my kinders dien nie soos wat U moet nie. En daarom kom ek, Here, en ek kom giet my hart uit. Ek roep op die heilige naam. Die Here van die leerskare. Red haar. Red haar. Draai om. Red die huwelik. Wat ook al ons as ouers vir ons kinders voorbid. Jy weet, daar is soveel onregverdigheid in gesinne, waar ouers meer lief is vir die een as vir die ander een, en meer aandag skenk aan een as die ander een. En sonder dat ons dit weet en besef, want dit word nie as prins gedoen nie, maar totdat ons besef dit nie, en dan sien ons nie regtig die skade wat die kinders kry. Ons sien dit eers wanneer hulle baie groter is. En een seun kom eendag na pa toe en sê vir pa, maar ek, of na ma, of na wie ook al. Ek het al die jare gedink, jy moet nooit lief hê. Kerk, ons moet versigtig wees. Vrou, miskien is dit waarvoor jy bid in jou siel. Dat daar gelyke moet wees tussen die kinders. En ek wil vir jou vanoggend sê, die Here hoor jou gebed. Die Here hoor jou gebed. Hou vas, hou aanbid. En sy kom met die gebrokenheid en die desperaatheid, met trane en geloof, kom sy, en sy kom gooi dit voor die Here neer. Die vrou het nie gegaan na 'n man toe en begin kla oor die ander vrou nie. Jy lees niks daarvan af. Niks nie. Sy het nie gaan na haar vriendin toe in die kerk en gesê, hierdie ene. Nee.
Haar prioriteite was reg. Sy gaan in die binnekamer en sy kom in die tempel en sy begin haar hart uitgiet voor die Here. En soveel kere wil ons so graag 'n vriendin of iemand aan my kant hê wat iemand aan my gedoen het en ons wil gaan in die binnekamer, roep uit. Die Here hoor. Sy gee ook nie haar man die skuld dat sy nie kan swanger word nie. Nee. In die stilte, wat niemand van weet nie, gaan sy en sy gaan giet haar hart uit. En die priester sien, haar lippe beweeg. Geen stem kom uit nie. En hier is die wonderlike ding. Al beweeg jy lippe net en jy sit hier vanoggend en jy sit en jy bid hier in jou hart. Die Here hoor het. Elke gebed hoor hy. En hy gaan hom antwoord. As sy vat op bedroefdheid, haar seer, haar bekommernis, kom lê sy voor die Here neer. Sien ons in vers 11, kom ons gaan gou weer terug vers 11 toe. Sy sê hierso, die Here van die leerskare. Sy het geweet wie hy was. Sy het verhouding met hom gestaan. Vers 12. Toe sy lank gebid het, hierdie was nie 'n skietgebedjie nie. Hierdie is nie 'n vinnige, ag ek is so besig, ek is so hastig, en daar's niks van daarmee nie. Moenie my verkeerd verstaan nie. Niks van daarmee om in die kar te klim of jy weet vinnig te bid nie. Ek sê altyd, we need to pray without ceasing. Oral waar jy loop, kan jy vinnig bid. Ek sê nie dis verkeerd nie. Maar wat sy hier gedoen het, ek praat van Hana. Sy het nie 'n vinnige skietgebedjie opgesit nie. Sy het nie 'n fireworks gehad en 'n groot bang en dan tjoep, is die fireworks weg nie. Nee, die Bybel sê hier, sy het gebid. Lank. Sy het haar sorge uitgegooi voor die Here. Sy stort alles uit. En sy kom met hierdie bedroefdheid en hartseer. Sien ons hierso, sy kom in die tempel in om te bid, maar toe sy uitgaan, het sy uitgegaan met vreugde. Sy het begin eet, haar gesig het verander. Kyk gou saam met my na vers 17. En hierdie antwoord en sê, gaan in vrede. En mag God van Israel jou bede gee, wat jy van hom gebid het. Daarom sê sy, mag u dienaars guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, waar sy nie wou eet nie, sy het geëet, en haar aangesig was anders. En toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan. En by hulle huis in Rama gekom. En Elkana, die man, het sy vrou Hana beken. En die Here het aan haar gedink. In die stilte van haar hart, wat sy uitgestort het op die Here. Daar gehoor, en hy dink aan haar. En hy maak die moeder skoon oop. Haar aangesig, altyd, kerk. Jy kan ingaan in gebed, in jou binnekamer waar niemand is nie, by jou huis. En jy kan met hierdie hartseer kom, en hy gaan vir jou garantie. As jy klaar gebid het en jy het voor die Here uitgestort, sal jy uitstaan. Met die wete, dat die Here is met jou. Jou aangesig sal verander. Jou gesig sal verander. Blydskap sal inkom. Vrede sal inkom. Wanneer 'n vrou bid. Daar is 'n ding met 'n vrou wat bid. En dit is wat ek ook met julle wil gesels een of ander tyd, is hoe vrouens by mekaar kom. En as 'n vrou die Here aanroep en 'n vrou bid saam, dan gebeur daar goed. Hoekom dink julle, hoekom het apostel Paulus opgedaag in Handelinge hoofstuk 16, by die rivier waar die klomp vrouens by mekaar gekom en gebid het? Hy kom by enige ander plek gegaan, maar hy het gegaan waar vrouens bid. Daar's niks mooier, daar's niks mooier as 'n vrou
wat bid nie. Vrou wat die Here vrees. Ons sien hier in Filippense 4 vers 7, and peace that surpasses all understanding. Wanneer jy bid. Kry jy die vrede in jou. Want sy het opregte verhouding gehad met God. En dan sien ons ook sy het opregte verhouding gehad met haar man. En dan gaan ons ook sien dat sy het 'n opregte verhouding gehad met haar seun. Met haar kind. Wil jy jou huishouding verander? Vrou, bid. Bid. Wil julle die land verander? As almal sê, kom ons kry manne saam en ons bid, ek sal vir julle vanoggend sê, kry vrouens saam begin bid. Ons vat die gebed van 'n vrou baie min. Ons dink is nie so kragtig nie. Kry 'n paar vrouens bymekaar. Niemand is groter as hulle gebedlewe nie. Niemand nie. Nie eens 'n pastoor nie. Hoeveel van julle wat hier vanoggend sit, onthou die gebede van julle ouers? Dalk is jou ma nie meer hier nie. Dalk is jou ma nog hier, maar hoeveel van julle kan die gebede onthou wat julle ouers vir julle gebid het? Gehoor het roep sy uit die kamer. In die kamer. Die stories wat sy vertel het in die Bybel. Gunsteling Bybelvers. Daar's 'n liefde in 'n ma, daar's 'n hart in 'n ma, daar's 'n geloof in 'n ma. Ek kan nie beskryf nie. 'n woord is te klein om dit te beskryf. En dan ons fokus was God. Deur wat ook al sy deurgegaan, was haar fokus eers te God. En dan by die man. Kyk 'n bietjie na die verhouding na die man. Hoofstuk 4, vers 4. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina al haar seuns en haar dogters 'n deel van die offervleis gegee. Vers 5. Maar Hanna het hy dubbel deel gegee. Hoekom sal hulle dit sê in die Bybel? Hoekom hulle dubbel porsie? Hoekom het Josef gegaan toe hy in Egipte was? En ons almal weet dat Josef was 'n jong seun gewees en hy was verkoop gewees en so het op Egipte opgeëindig. Ons het nou so 'n paar sonde daaroor gepreek. En sy jong boetie Benjamin kom daaraan. En hulle sit saam met hom aan tafel en hulle eet. Hoeveel porsies het hy vir Benjamin gegee? 5. Jy ons dit so gelees en opgelet. 'n Kort lees ons in die Bybel dat hulle 'n dubbel porsie gekry. Hier het 5 porsies gekry. Kom ek jou sê hoekom? Want dit is hoe hulle daai tyd hulle liefde gewys het aan die persoon vir wie hulle lief was. Hulle het vir die een meer gegee as die ander een. Daar's gesê in daai tyd. Maar die vrouens word 'n bietjie groter as hulle meer eet. En dan het die mans gesê, dis baie meer om lief te hê. Dis baie meer om vas te hou. Actually, sweetness. Want dis hoe hulle liefde bewys het. En hierdie is opregte verhouding tussen haar man en haar. Regte verhouding. Kerk, die beste geskenk wat 'n ma en 'n pa vir 'n kind kan gee, is die liefde van mekaar. Hoeveel keer het jy jou vrou gesoen? Die vrou het jou gesoen, dan kom die kind en dan sit hulle handjies so tussen die mond. Dink jy moenie. Kom aan. En dan soen jy alweer en dan sê jy moenie. Die kind wil so graag hê moet vir mamma of vir pappa soen.
En tog sê nee, maar moenie. Sê ja, dit weer. En as niks mooier in 'n huis as 'n man en 'n vrou mekaar waarlik opreg liefhet vir die kinders nie. En hulle sien daai blom, hulle sien die liefde wat uit hulle uitstraal. En weet jy wat sê seun? Weet jy wat sê die dogter? Ek wil eendag 'n verhouding hê soos my ma en my pa met my vrou. Dis 'n model wat ek wil hê. Hoekom dink julle 'n huishouding is 'n model van die kerk? Vandag kyk jy na huwelik en sê, nee, ek wil nie eens trou nie. Vandag kyk hulle na die kerk en sê hulle, nee, ek wil nie so toe gaan nie. Want die huwelik is eintlik 'n model van die kerk. Dis waar het begin. Wil die mense by die Here uitkry? Begin by jou huis. Man, ek wil nou vir die man spreek volgende. Begin by die huis. En dan sal ons sien, ek gaan nou amper klaar maak. Dan sien ons hierdie is 'n vrou van waarheid. Hierdie vrou het 'n absolute waarheid en wysheid gehad. Hierdie wysheid wat hierdie vrou gehad het, ons sien dit in vers 20 tot 23. Hoor gou wat sê hulle hierso. Vers 20. En by die wisseling van die jaar van Hanna wat swanger was en seun gebaar en hom Samuel genoem. Want sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. En toe die man Elkana dan met sy hele gesin opgaan na die Here, die jaarlikse offer en, luister, gelofte offer te bring, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, kyk die verhouding wat hulle het, eers wanneer die seun gespeen is, daar's 'n tyd wat ek eens wil spandeer saam met my seun, en wanneer my seun reg is, moeder, moenie minag wat julle en julle kinders deponeer nie. Dan sal ek gaan. Hoekom? Want ek weet, my seun wat ek in belê het, ek gaan hom moet gee vir die Here. Dit wat ek ontvang het, is net tydelik. Want ek gaan dit weer moet teruggee vir die een wat dit vir my gegee het. Dis hoekom 'n kind 'n geskenk is van die Here se hand. En ons het 'n baie kort tydperkie, baie vrouens het 'n baie kort tydperkie as ander, ons kinders. Maar die tydperk wat jy het, die gebede en die trane en die roep na die Here, in daai tydperk. En dan sê ons, Here is weer hier sinne. En hier sien ons hierdie wysheid wat hierdie vrou het. Sy wil eers 'n kind speen. Ons het gesien in Moses ook. Nou, om die woord speen beteken in die Grieks is to deal fully with. To deal fully with. Wat beteken, so ek gaan nie net my kind oplei in sy fisiese lewe nie, maar ook geestelik. In fully. Ek gaan geestelik belê en ek gaan fisies my kind groot maak. Liggaamlik. En dis wat sy hier gedoen het. En sy het geweet, as sy hierdie kind gaan moet teruggee, gaan hierdie kind moet weet, eerstens, wie is God? Wat is sy rol in die lewe? Moet ek sê, hoekom soveel jong kinders vandag nie weet waartoe om te gaan nie, en weet nie wie hulle is nie, en weet nie wat hulle wil bereik nie? Moet julle sê? There's a lack of fathers and mothers in their lives. Hulle weet nie wat sy kan bereik, is onseker. Nou, maar ek wil eers 'n bietjie oor see gaan vir twee, ek moet myself gaan vind. Nee. Jy vind jou in Christus. Jy is meer as oorwinnaar. Wat ook al jy aanpak, maak nie saak wat dit is nie. God is met jou, my seun. God is met jou, my dogter. Maak nie saak wat dit is nie. En as jy besem weet, daar sal niemand wees in hierdie wêreld wat sal besem kan wees soos jy nie. Niemand nie. As dit jou droom is, God is met jou. En mense sal op bekering kom, want hulle sal dit sien. Weet jy wat is ons probleem? Kan ek dit gou sê?
Ons probeer ons drome afsmeer op ons kinders. Drome wat ons nie bereik het nie, wil ons probeer afsmeer op ons kinders. Ek sien dit baie. Ek sien baie vrouens wat omdat hulle dit nie groot gemaak het in 'n sport of in ballet of in die of in daai en wat hulle doen is hulle smeer dit so af op hulle dogter. Jy mag nie seker goed eet nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. En daai kind word so gedruk. Jy moet so presteer, jy moet hierdie kind wees, jy moet hierdie, en hulle besef nie wat hulle doen aan daai kind, want daai kind word nie 'n kind nie. Ek weet, party vrouens gaan nou baie ernstig met my beklei. Hulle gaan my pa gaan my bel. Hoe durf ek dit sê? Die rede hoekom ek durf om dit te sê, dis omdat jy my gebel het en jy voel skuldig, dis hoekom. En sy het Apostel Paulus kom. Paulus kom in 2 Timoteus, hoofstuk 1. En dis die rol van die ma. Hoor nou wat sê Apostel Paulus vir Timoteus, sy geestelike seun wie hy besig is om op te bring. Jong seun. Hy sê die geloof wat ek sien in jou ouma. In Afrikaans noem dit jou grootma. Kom ek lees dit gou vir julle. 2 Timothy chapter 1 verse 5. En as ek my hieraan die onfeinde geloof wat in jou gewoon het, in jou grootmoeder Louise, in jou moeder Eunice, en wat daarvan ek oortuig is ook in jou is. En hoe ma dit vir dogter dit vir seun gee, hierdie geloof wie Christus is. En Hannah het haarself toegewy om haar kind groot te maak om die Here te vrees. Want sy het geweet, is net aan hom geleen, net aan haar geleen. Die tyd gaan kom wat sy gaan hom vergeet. En dan die laaste ding wat ek gou hier wil noem, is sy het beplan. Sy was 'n beplanner. Sy het dit haar fyn beplan. Sy het geweet as sy na die Here toe kom en sy kom pleit by die Here, gaan die Here vir haar kind gee. En sy het geweet sy gaan die kind moet groot maak. En sy gaan die kind weer moet teruggee. Dit was haar plan. Dit was haar plan nog al die tyd. Jy kan dit lees van vers 24 tot vers 28 in Samuel. Want 'n kind word net aan ons geleer. Dit wat jy in jou kind belê. Dit is wat Moses. Kom ons kyk gou weer na Moses. Moses het geweet hy was 'n Israeliet. Hy het geweet. Hy was net 'n paar jaar saam met hom. Verder was hy onder die Egipte se skool, se taal, se tradisies. Maar tog het hy geweet hy gaan nou na sy broers toe gaan. Waar het hy dit geleer? In die begin. Jy buig hy boompie terwyl hy klein is. Die eerste paar jaar in 'n kind se lewe is van kardinale belang. Jesus aan Maria, wat maagd was, wat geboorte gee aan Jesus, sy het geweet, sy gaan hom teruggee. Net vir kort tydperk was dit al seën hier. En Hannah het geweet, niks is haar nie. Alles behoort aan God, tot haar kinders, tot haar seun. En ek sluit af hiermee. Jesus aan die kruis. Jesus aan die kruis. En ons het al soveel preke gehoor van die woorde wat Jesus gespreek het van die kruis af, reg? Ons het soveel awesome preke gehoor. It is finished. Ons het preke daarvan gehoor. En die bloed, en die, en daai. Weet jy wat het my getref? Woorde wat die Here gespreek het. Die Here kon enigiets gesê het. Die Here kon enigiets gesê het van die kruis af, toe hy daar gehang het. Enigiets.
vir enige iemand. Maar Jesus kies in Johannes hoofstuk 19 van vers 25 tot 27, kies hy om die laaste woorde te uiter uit sy mond uit, van die laaste woorde wat hy geuiter het uit sy mond uit, is dan sy ma. Vrouens, julle besef nie hoe spesiaal julle is. En hy kyk na sy ma, en hy sê, vrou, hierdie disipel, vir wie ek lief het, Johannes, is jou seun. Dan sê hy, hierdie is jou moeder. Tot op die kruis het Jesus seker gemaak dat sy ma is oké. Jou ma. Hy sal na jou kyk. Jy is my ma. Vrouens, jy behoort aan God, of jy nou kinders het of nie. En wanneer jy seer het, God het 'n plan. Wanneer jy op die laagste is in jou lewe, en niemand weet dit nie, wil ek vanoggend vir jou sê, God is aan die werk. God is aan die werk. En as jy jou kinders by die Here wil uitbring, maak seker dat jy is by God.